Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. En dit is heerlik om vandag verder met jou te kuier in hierdie Paasfees, hierdie week van voorbereiding, wanneer ons gesels oor Jesus Christus se koms na die aarde en wat hy vir my en vir jou kom doen het aan die kruis. Ek lees vanmôre vir jou Romeine 6 vers 23, want wat die sonde uitbetaal, is die dood. Maar God se genade geskenk is die ewige lewe, wat ons deel word deur Christus Jesus, ons Here. Is dit nie 'n wonderlike skrif vanmôre as ons praat oor die kruis nie? Die koste om sonde na te jaag is nie net gebroke verhouding met God en ander nie, maar ook om onsself van vreugde en vrede te beroof. Romeine 6:23 som dit op deur te sê, die loon van die sonde is die dood. Gelukkig is dit nie waar die vers eindig nie, maar die gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die dood is wat sonde ons kos, maar God het 'n ander plan. Hy noem hierdie plan genade. God se genade is 'n onverdiende geskenk. Ons kan Romeine 6 vers 23 herskryf om te sê, die dood is wat jy verdien het, maar as gevolg van Jesus gee God jou eerder lewe. Dit is wat dikwels the Great Exchange genoem word. Ons sien dit afspeel in die Paasverhaal. Ons was diegene wat gesondig het, maar Jesus het die koste betaal. Jesus was die een wat getrou was, maar tog het hy ons die gawe van oorvloedige lewe gegee. Kan maklik wees om te dink dat die belangrikste ding wat Jesus vir ons wil hê, gehoorsaamheid kan wees. En beslis, ons moet God gehoorsaam, maar ons moet versigtig wees om nie in die struik te trap, om te glo dat ons sekere standaarde moet handhaaf, om die gawe wat God vrylik aangebied het, te behou nie. Jesus wil by ons in ons lewe teenwoordig wees, en ons help om sy redding te geniet in elke situasie wat ons teekom. Selfs die korrekte reaksie op God se liefde is nie iets wat ons self kan doen nie, maar 'n geskenk wat aan ons gegee word. En môre kuier ons verder rondom hierdie kosbare verhaal van Paasfees. Die Here seën jou. Amen.